die stof waaruit Adam gevorm is, het nie verdien om Adam te word nie. En dit is bloot uit die Here se besluit en sy genade dat hy hierdie man geskep het en dat hy vanuit hierdie man vir hom sy vrou geskep het. Goeiedag en welkom by Om die Woord. Saam met my in die ateljee is Skalk en Teens, baie welkom julle. En dan sê ons ook so baie welkom aan elke luisteraar en elke kyker wat dan nou hier by ons program inskakel. Ons is besig om deur die katekismes te werk, waar ons stilstaan by elke vraag en antwoord. En ons trek nou al vandag by vraag en antwoord 9, oftewel Sondag 4. Nou, Sondag 4 is nou die laaste sondagsafdeling wat nog 'n deel vorm van die sonde en ellende kennis. En ons is dan nou by die vraag wat vir ons vra, en God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Nou die antwoord is dan nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van die gawes beroof. Nou, as ons die gespreksme dadelik wegspring, dink ek, kan ons dalk vra, as ons na die vraag kyk, en ek gaan dit teen so Skalk vra, wat beteken dit dat God die mens so geskep het dat hy sy wet kon gehoorsaam, dat ons die wet van die Here kon gehoorsaam wees? Ja, ek dink dit dank aan by die wat ons nou in die vorige vraag al behandel het, soos die weke aangaan, dat God skep ons goed en hoe dit gestel word is geregtig en heilig. Daarom het ons nie 'n verskoning gehad voor die sondeval om te doen wat goed is en reg is nie. En nou met die sondeval word ons so verdorwe dat ons nie meer daardie oorspronklike geregtigheid en heiligheid kan behou nie. Ons kan nie meer daarmee volhou nie. Ons kan dit nie doen nie. Want die sonde is so in ons nature in dat ons kwaad geneig is. So ja, ons was goed geskep en daarom het ons nie verskoning om te sê nee, maar dit is onregverdig nie. Ja, ek dink wat ook nog belangrik is dat mens net weer vashou hoe is Adam se val ook ons val. Adam het ons as verbondshoof in die sondeval verteenwoordig. En daarom kan ons praat van God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. So die verbond waarbinne die Here met Adam gewerk het voor die sondeval het nie net opgelos of verbygegaan toe Adam geval het nie. Dit het van krag gebly. En die eis daarvan ook. So ek dink dit is belangrik om ook weer te besef. Ja, mens kan dit dalk amper in 'n beeld verduidelik. Ons sien dit baie keer in ons land, in die tye waarin ons leef. Ons het dalk selfs op skool beleef waarin jy dan nou 'n sekere groep, kom ons sê 30 jaar terug, is die standaard 50% gewees om te kan slaag, maar na 30 jaar het daardie standaard verlaag na 30% toe, wat nou nodig is vir sekere vakke om deur te kom. Dis nou 'n voorbeeld om eintlik te sê, maar die Here se standaard bly. Onder geen omstandighede verlaag of verander hy dit nie. En hy kan nie, verstaan, hy kan nie teen homself optree of teen homself ingaan nie. Anders is dit die Here 'n veranderlike Here gewees het, en dit is hy nie. So, anders is die mens wat heeltyd met hulle standaarde aanpas, wissel en skuif en afhangende van konteks te verander,
doen die Here dit nie. Die Here is nie so nie. So hy hou hierdie wet wat hy gestel het en net ons gaan natuurlik baie daaroor praat, maar net so die heerlikheid daarvan is dat die Here ons in Efesiërs 4 sê hy weer in hierdie geregtigheid en heiligheid opneem met die wedergeboorte, weer in Christus. Maar goed, so dit is goed. Nou hoe die sondeval die mense verwoord en beïnvloed om God se wet te gehoorsaam, en ek dink Teens het daarna verwys, die sondeval se invloed was sodoende dat dit is dit die dood in die wêreld ingebring, en dit het nou beteken dat ons staan skuldig voor God. Ons staan skuldig voor hom. En eintlik, sê die Psalm dit mooi, ons harte is swaar, as die Psalm sê, ondersoek my swart hart. So, die sondeval het die mense vermoë beïnvloed om glad nie meer die Here se wette kan gehoorsaam wees nie. Ek weet nie of julle net iets hierop wil sê vir ons aangaan aan die volgende gedagte nie. Ja, ek dink ons het dit eintlik hanteer in vraag 8, die mens se toestand is van so 'n aard dat hy nie goed kan doen nie, dat hy nie die wette van die Here kan nakom uit liefde vir God nie, dat sy werke nie gerig is tot die Here alleen nie. So ja, ek dink dit is belangrik om te besef van die mens se toestand. Ja, so, jy het nou by die volgende vraag, wat was die rol van die duiwel in die sondeval, en hoe dit verband met die mens se eie verantwoordelikheid, en dit is dus tog 'n vraag wat 'n mens het, maar baie mense wat so sê, maar die duiwel het Adam en Eva verlei, dit kan nie net alles neerkom op Adam en Eva, en net vir ons die gevolge van die sonde, die dood en die beskuldiging nie, en uiteindelik kan 'n mens weer eens baie parallelle trek, die ou wat dwelms verkoop en die ou wat daardie dwelms gebruik, en die ou wat die kwaad stook en die ou wat eintlik die moord pleeg. Die duiwel het hierin 'n deel, en die katekisme sê, maar die mens het homself, as hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel, deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof, die aanhitsing van die duiwel deur moedswillige ongehoorsaamheid. Die moedswillige ongehoorsaamheid is armoedig, maar dis hierdie aanhitsing van die duiwel, so die rol van die duiwel word nie hierin ontken nie, en nêrens in die skrif word dit ontken, dat die duiwel 'n rol gespeel het in die val van die mens nie, en daarom ook te meer die geweldige swaar oordeel wat op hom gaan kom by Christus se wederkoms, dat hy die swaarste van alle oordeele gaan ontvang. So daarin sien mense nogal die rol van die duiwel. Ek weet nie of daar iets van julle kant af is oor die rol van die duiwel in 'n mens se lewe en aangesig voor die Here nie. Ja, ek dink dis daai idioom, die deler is net so goed soos die steler. Die duiwel het dan gehits, maar Adam en Eva het gehoorsaam. En ek dink mens moet wel in gedagte hou die duiwel gaan baie swaarder geoordeel word. En die duiwel en die bose magte wat saam met hom geval het, vir hulle is daar geen ruimte of kans of pad om tot bekering te kom nie. Die Here het vir die mens die weg gebaan in Christus, maar die bose geeste, die engele wat geval het geval, en daaraan is niks te verander nie. Ja, so jy het nou nog op die ding wat jy gesê het, die aanhitsing van die duiwel het hulle hom toe nou gehoorsaam. Hulle is aan hom gehoorsaam gewees, so jy het nou nogal in lig van die vraag, doen God die mens dan nie onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie. Is dit nie van God 'n onreg dat hy dit verwag nie? En as die vraag, waarom is dit dan nou juist regverdig dat God steeds sy wet van die mens eis, selfs al is die mens nou nie in staat om dit te hou nie, en
ek dink 'n belangrike deel daarvan waarmee ek die vraag antwoord graag wil inlei, en dan kan julle dalk daarop verder gaan, is dat ons in die wet maar eintlik 'n ek wil sê 'n bekendmaking of 'n uitdrukking kry van die Here se volmaakte geregtigheid. En dit bly regverdig, want toe die Here dit gegee het, was die mens daartoe in staat. En uit geen deelname van die Here het die mens van daardie toestand geval. En die Here kan dus nie na sy regverdigheid dit verander nie. Juis omdat hy regverdig is. Nee. As hy onregverdig wou gewees het, sou hy hierdie volmaakte geregtigheid in die wet wat hom openbaar sou hy verander het. So ek weet die skalk teens, wil iets wil sê. Ja, nee, ek dink dit is presies hoe jy sê, die Here het dit was regverdig in dit wat hy gestel het daar vir die mens, wat hulle moes doen, en dit is nie God wat verander het nie, dis die mens wat verander het. En dan kom neer nou op jy wat jy nou gesê het van God is nie 'n veranderlike God nie. God is nie die een wat verander het nie, die mens is die een wat verander het deur die sondeval. En so is dit die mens se, kom ek sê dit in aanhalingstekens, verantwoordelikheid om terug te keer na die oorspronklike toe, maar ons kan nie. Dit is die groot fout. En God weet ons kan nie, maar dat beteken nie dit is onregverdig. En daarom is God genadig teenoor ons in Christus. Daarom red God ons deur Christus. Sodat ons Ja. uiteindelik weer kan doen. Deur Christus wat ons herskep as nuwe mense, kan ons dan eintlik doen wat God vereis. Ja, ek dink wat Alistair ook aangeraak het, ons sou nie getroos kon leef dat ons 'n regverdige God dien as hy 'n kompromie met die boosheid aangegaan het nie. En indien hy sy wette wat hy vir die mens ingestel het, indien hy dit sou verander, dan is dit presies wat hy gedoen het, nee, dan sou hy eintlik met die duiwel 'n tipe kompromie aangegaan het. En dan het ons nie 'n goeie God gedien nie. Dit is dink ek die geweldige troos van God se volmaakte geregtigheid. Ja. Ja, so jy net om aan te haak by wat julle nou gesê het, ons weet van die laaste deel van die antwoord kyk, hy het hom van hierdie gawes beroof, die gawes wat ons ontvang het, het ons onsself daarvan beroof. Wat eintlik vir jou wys, nee, dat die toestand waarin Adam en Eva was ook nie 'n toestand van verdienste nie. Ek bedoel die stof waaruit Adam gevorm is, het nie verdien om Adam te word nie. Verstaan, dit is bloot uit die Here se besluit en sy genade dat hy hierdie man geskep het en dat hy vanuit hierdie man vir hom sy vrou geskep het. So daarmee moet mense ook net rekening hou dat hierdie twee mense, nee, die Here was hulle niks verskuldig nie. Hulle het regtig met leë hande daar voor die Here gestaan, heilig en in geregtigheid, maar met leë hande. En hierdie oorvloed wat die Here vir hulle gegee het, sonder dat hulle dit verdien, daarvan het hulle self weggedra, hulle het hulle self vervreemd daarvan. Hulle het hierdie oorvloed wat hulle gehad het, uiteindelik dan nou weggegooi. Dit dink ek moet die mense ook net baie keer mooi verstaan, dit nie daar's nie enige ding wat hulle verdien het, wat hulle daar ontvang het nie, en des te meer, dit maak nog meer die Here se genade nog groter, hierdie oorvloed wat hy vir hulle gegee het, wat hulle toe weggegooi het, en dan kom soek die Here hulle op, die Here laat reën nie, vuur en swaal oor hierdie skepping wat hulle nou vernietig het nie, maar hy kom soek hulle op. Dit is nogal merkwaardig. Nou, ons het dan nou by die laaste vraag, en dit is wat is die praktiese implikasie hiervan vir ons Christelike lewe en verantwoordelikheid, as ons nou daarin dink, dat God het die mens goed geskape, maar hy het homself en sy nageslag hierdie aanhitsing van die duiwel en deur homself van hierdie gawes beroof deur moedswillige ongehoorsaamheid. Wat se rol of wat se praktiese implikasie het dit vir ons lewens? Ja, ek dalk kan inlei. Ek dink wat belangrik is met die vraag, is dat die Adam en sy vrou en sy hele nageslag
het homself van hierdie gawes beroof. Wat beteken ons het nie meer die gawes nie. Nee. Ons staan eintlik regtig onheilig voor die heilige Here sonder om hom enigstens te kan dien. Nee. En dit het ons ook by die vorige vraag stilgestaan. Dit affekteer elke klein gedeelte van ons menswees. Ja, elke klein gedeelte van ons menswees word hierdeur aangetas dat ons kan regtig nie die wet van die Here nakom nie. En dit is dan ook in die tegniesheid van die wet, soos wat Christus dit moes kom vervul het. Daarom kan ons dit nie doen nie. Ons kan nie terselfdertyd nie kwaad praat en dit ook doen tot die liefde van die Here nie. Daar is nie hierdie volkomenheid in ons handelinge voor die Here nie. Dit is nie moontlik in ons natuurlike toestand nie. En die praktiese implikasie is dan uiteindelik nie dat ons is daarom, omdat ons volkome beroof is, heeltemal beroof is van hierdie gawes, is dit dan daarom ook volkome heeltemal afhanklik van die Here om ons dan nou dit weer uit genade te skenk. Dit wat die Heilige Gees dan nou in ons harte werk, daai nuwe hart wat hy vir ons gee, die wil wat hy ons wil wat hy vrymaak van die sonde om nou met hierdie nuwe wil die Here te wil dien. Om na die Here te wil gaan, om na die Here te vlug, om ons hardloop om hom te wil dien, by hom te wil wees. Ja, ek dink om daarbey aan te sluit, Ouster, die praktiese uitvoering van hierdie is dan uiteindelik omdat ons die genade van God besef, as ons hierdie in gedagte hou, as ons 'n perspektief op hierdie kry, dan as ons die genade van die Here daarin sien, dan beteken dit eintlik dat jy dankbaar moet wees. Dis hoekom jy dankbaar moet wees dat daar waar jou gawes van jou beroof is, deur Christus, wat jy herskep word jy dan ook nuwe gawes en jy moet daardie gawes dan aanwend as die lewende offer wat jy is vir die Here. Daardie gawes aanwend tot diens van sy kerk, tot diens van die Here, tot diens van jou medebroers en susters in die geloof. So ek dink daar is 'n baie mooi praktiese uitwerking in jou dankbaarheid as jy besef dat die Here red jou eintlik uit hierdie verdorwe staat waarin jy was. Ja. Ja, ek dink wat nou nogal belangrik is dat die mense in hierdie katekismes of hierdie troosboek van die kerke, of ook wat mense ook die historiese teks kan noem, wat ek ook wat mense nou tot dusver gesien het, is nie is die mooi geformeerde deurdagte lyn wat jy hierin kry, of die mooi Bybelse lyn wat mense hierin kry, nee, dat die Here staan sentraal, hy ontvang al die eer en ons staan leeg voor hom en ontvang net. Dit hoop ek sien mense, dat hiermee wil ons nie die typiese karikatuur van gereformeerdes vorm om te sê, maar ons fokus net op die sleg en die sonde nie, maar eintlik omdat ons die diepte en die skoonheid en die mooi van die Here se heiligheid en sy verlossing in Christus sien, kan ons nie loskom van hoe sleg ons eintlik in onsself is nie. Ons staan met oop monde, ons staan versla oor hoe hierdie heilige Here ons wat onheilig is kan wil red. Dit dink ek moet die klem wees. Maar ek dink ons kan hierby volstaan en ons sê verskalk en baie dankie. Sê baie dankie aan al die luisteraars, almal wat ingeskakel het om te kyk. Hoop dit was ook vir julle goed en dan tot volgende keer.